Daar is 'n eenvoudige waarheid wat ons almal ken, maar min van ons ernstig genoeg opneem. Jy word soos dit waarin jy jouself bevind. Ek het onlangs 'n baie mooi aanhaling of verduideliking daarvan van 'n rabbi gesien wat dit so verduidelik het. Hy sê as jy in 'n vismark werk, al vat jy nie eendag aan 'n vis nie, gaan jy teen die einde van die dag na vis ruik. As jy in 'n parfuumwinkel werk, al spuit jy niks aan nie, gaan jy steeds die geur op die ou end saam met jou huis toe vat. Dis nie iets wat jy gekies het nie, maar dis iets wat oor jou kom, iets wat aan jou afgegee het. En is presies eintlik hoe die lewe werk. Psalm 1 sê dit baie skerp. Gelukkig is die mens wat nie wandel in die raad van goddeloses nie staan op die pad van sondaars nie, en nie sit in die kring van spotters nie. Let bietjie op die beweging wat daar is in hierdie gedeelte. Loop, staan, sit. Eers is dit net saamloop, baie onskuldig. Dan begin dit by jy bly staan. En voor jy weet, sit jy gemaklik in die kring van die spotters. Jy het mos nie eendag besluit, ek gaan vandag 'n negatiewe mens word nie, of ek gaan vandag begin skinder nie, of ek gaan vandag my geloof verloor nie. Nee, jy het net begin saam wees met dit en toe gee dit aan jou af. Ons ken almal daai ou gesegde, men jou met die semels en die varke vreet jou op. Dis baie reguit gestel, maar dis die waarheid. Want wat rondom jou is, begin op 'n stadium deurskemer en in jou wese insypel. As jy homself omring met mense wat altyd kla, dan begin jy naderhand net probleme sien waar daar eintlik moontlikhede is. As jy jouself omring met mense wat altyd skinder, begin jou tong ook daardie taal praat. As jy jouself omring met vrees, begin jy kleiner leef as wat God vir jou bedoel het. Maar die teenoorgestelde is ook waar. As jy jouself omring met mense van geloof, begin jy God raak sien in jou eie lewe. As jy homself omring met hoop, dan begin jy anders kyk na jou omstandighede. As jy jouself omring met mense wat opstaan, begin jy ook opstaan. Paulus sê dit so mooi in 1 Korintiërs 15 vers 33. Moet julle nie langer laat mislei nie. Slegte geselskap bederf goeie sedes. En ook andersom. Goeie geselskap bou goeie lewens. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Heer, dankie dat ons weer vanoggend as gelowiges byeen kan wees. Daar waar ons met ons eie lewens besig is. Heer, en so baie keer in ons eie lewens meng ons baie keer met mense wat verkeerde besluite neem, wat verkeerde goed doen. En dikwels vryf dit teen ons af. So vra Heer dat U ons sal help dat daar waar ons nog groei, ons juis onsself sal omring met mense met ambisie, mense met geloof, mense wat die regte waardes het, sodat dit aan ons kan afgee. Ons wil vra Heer dat U ons ook sal help om ook vir ander mense 'n voorbeeld te stel, daar waar ander mense in ons geselskap is, dat daar die goeie eienskappe ook aan hulle sal afgee. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, Hy wat ons almal 'n familie gemaak het. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, jy weet al, deel hierdie evangelie met ander. Dalk het iemand daar buite net nodig om dalk bietjie 'n skuif te maak in ander geselskap, sodat dit sy lewe positief kan beïnvloed. Tot 'n volgende keer.